Ek weet pastoor het baie invloed op baie mense, maar ek het nooit gedog die dag sal kom wat ek vir pastoor influence, dat hy nie 'n Afrikaans woord kan kry nie. It's an accomplishment. Goeiemôre gemeente, weer eens. Nou, vanoggend se boodskap, ek gaan met julle eerlik wees, vanoggend se boodskap is vir my baie, ek wil nie sê vreemd nie, maar daar's 'n ander tipe verwagting wat ek het, as wat ek gewoonlik het. En julle sal sien, soos wat ons deurgaan, is dit baie, ek wil sê baie prakties, maar dit is baie afhangend, dependent aan die Heilige Gees wat met ons elkeen sal praat, terwyl ek die boodskap bring. Want dis iets wat baie van ons dalk deurgaan, maar dis nie iets wat iemand anders noodwendig vir jou kan sê nie, of iets wat iemand anders vir jou kan uitwys of oor inlig nie, want dis jou lewe. So ek wil net van die begin af sê dat vanoggend, kom ons maak ons harte oop en ons geeste oop, nie om by my te hoor nie, maar om te hoor by die Heilige Gees. En te hoor wat dit is wat die Heilige Gees vir jou wil sê, daar waar jy jouself in jou lewe vind en wat jy nodig het. So vanoggend is dit regtig my gebed, Here, dat U met ons elkeen sal praat volgens dit wat ons nodig het, en elke liewe mens wat hier sit vanoggend, wat wil aanbeweeg, wat wil vorentoe gaan, wat wil groei, elke liewe mens wat hier sit, wat vir U wil verteenwoordig. Here, my gebed is dat U ons deur U Gees sal lei om dit opreg te doen en dit reg te doen. En daar waar ons dalk ignorant was en nie geweet het van dit wat ons doen nie, dat U vir ons deur U liefde, maar ook deur U waarheid sal lei en uitwys wat ons moet verander en waar ons moet optree en waar ons nie moet optree nie. So ons is afhanklik van U Heilige Gees vir enige iets wat gaan en kan gebeur vanoggend. En ons verklaar U is die een wat maak dat ons groei. En ons eer U daarvoor en ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Nou my vraag vanoggend, werk ons saam met of werk ons teen God? Ek wou die vraag gevra het, wil ons saam met of wil ons teen God werk, maar ek glo, ek hoop en ek glo ons almal sal sê ek wil saam met God werk. Tensy jy soos 'n undercover ingeslyp het by die kerk, glo ek dat almal wat hier sit vanoggend is mense wat wil saam met God werk. So dis 'n goeie begin. Dis 'n goeie plek om van te beweeg, want as ons wil saam met God werk, kan God saam met ons werk. Maar as ons nie wil nie, dan, ek wil nie sê dis 'n lost cause nie, maar dan is dit 'n ander storie. En daai ander storie is vir 'n ander dag. Maar as jy vanoggend hier so sit en jy wil saam met God werk, dan is die belangrike vraag, werk ek saam met God? Of werk ek teen God? Nie werk ek saam met God of nie. Vanoggend se boodskap gaan nie oor neutral of positief nie. Dit gaan oor saam met God of teen God. Kom ons lees saam in 1 Korintiërs 3, vers 5 tot 9. 1 Korintiërs 3, vers 5 tot 9, net bietjie agtergrond. Paulus skryf vir die kerk in Korinth en die mense het onder mekaar, het hulle bietjie begin stry en beklei met mekaar, want hierdie mense sê ons moet hierdie mens volg, en hierdie mense sê ons moet hierdie mense volg, en hierdie mense sê daai mense is van die pad af. So dit was baie soos die kerk vandag eintlik. En Paulus kom en hy spreek dit aan, want die mense vra, nou moet ons vir Apollos volg, moet ons vir Paulus volg, moet ons wie, want daar's soveel mense wat ons kan volg, wie is dit wat ons moet volg? En Paulus antwoord, en hy praat in 1 Korintiërs 3 vers 5, hy sê, what after all is Apollos? And what is Paul? Only servants through whom you came to believe, as the Lord has assigned to each his task. I planted the seed, sê Paulus. Apollos watered it, but God has been making it grow.
Wie moet ons volg? Wie is die een na wie ons moet luister? Paulus sê, op die einde van die dag is dit God wat laat groei. Ons almal het ons eie taak in hierdie proses. Paulus gebruik net hierdie as 'n voorbeeld en hy sê, as dit kom by hy en Apollos in Corinth, is Paulus die een wat die saad geplant het. Dit was sy rol in die groeiproses. En Apollos het gekom en hy het die saad water gegee. Dit was sy rol in die proses. Maar aan die einde van die dag is dit God wat daai saad laat groei. En dis waarvoor ons die Here vertrou. En dan gaan hy aan vers 7. So neither the one who plants nor the one who waters is anything, but only God who makes things grow. Ek is niks nie. Want ek kan net 'n saad in die grond sit, wat niks beteken nie. As daai saad nie die lewe in hom inkry wat gaan maak dat hy gaan groei nie. En God is die enigste een wat iets dood lewe kan gee. So neither the one who plants nor the one who waters is anything, but only God who makes things grow. The one who plants and the one who waters have one purpose. One purpose in ander woorde, ons, al doen ons verskillende goed, al het ons verskillende rolle, het ons dieselfde doel. Maak nie saak hoe ons lyk nie, maak nie saak hoe ons praat nie, maak nie saak wat ons sê nie, in 'n sin maak nie saak wat ons sê. Maar op die einde van die dag het ons dieselfde doel. The one who plants and the one who waters have one purpose, and they will each be rewarded according to their own labor. Okay, so ek weet dit klink asof dit die boodskap is, maar dit was nie die boodskap nie, dis die inleiding. Hier kom die belangrike gedeelte, vers 9. For we are co-workers in God's service. Dis wat ons is. Ons is medewerkers in God se dienskap. Dis diens, dan sê. Ons is medewerkers. We are co-workers in God's service. Nou gaan hy aan, hy sê, you are God's field, God's building. In ander woorde, ons is of medewerkers met God, of is dit teenwerkers? Ons werk teen God. Daar sê. Ons werk of saam met God en bou dit wat hy laat groei, of ons werk teen God en breek af dit wat hy probeer laat groei en lewe gee. En dis 'n scary gedagte. En soos ek vroeër gesê het, ek glo ons almal wil saam met God werk. Ons het die begeerte om saam met God te werk. So as ons saam met God werk, moet ons daarom dalk weet wat dit is wat God se werk is. Wat is dit waaraan God werk, as ek dit so kan sê? So wat is die Here se werk? Waarmee is God besig? Kom ons lees in Genesis 3. Genesis 3 vers 8. Sê die Afrikaans, hy sê, hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel. Nou, hierdie is net na Adam en Eva teen God gerebel het. So net na die sondeval. Maar voor dit sê die Bybel, God was saam met hulle. Die enigste manier hoe jy kan hoor, hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel. Die enigste manier hoe jy kan hoor hoe iemand in 'n tuin saam met jou wandel is as hulle saam met jou in die tuin wandel. Stem julle saam? So Genesis 3 vers 8 sê vir ons, dis hoe dit was. Voor die sondeval sy uiteinde gehad het. The culmination. Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel, teen die tyd wat die aandwind opkom. Maar die mense het gesondig. En dan gaan hy aan. En die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip. Tussen die bome van die tuin. Daai een vers sê vir ons alles van wat gebeur het. Voor die sondeval, voor Adam en Eva het God saam met ons gewandel. Ons was een. Ons was by mekaar. En toe het ons teen God gekies. En die eerste ding wat verlore is, wat doen die mens?
En die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip. So die eerste ding wat die sonde veroorsaak is dat ons wegbeweeg van God af. Is dit wat God wil hê? Nee, wat wil God hê? God wil saam met ons wandel. Anders sou dit nie so gewees het nie voor die sondeval. En dan lees ons ook in 2 Korintiërs 5 vers 14. Sê Paulus, for Christ's love compels us, because we are convinced that one died for all and therefore all died. For Christ's love compels us. Ons is besig met die vraag, wat is God se werk? Waarmee is God besig? En dan 2 Korintiërs, dieselfde 2 Korintiërs 5, ons lees bietjie aan nou van vers 17 en 19. Hy sê, iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Amen. Dankie Here daarvoor. As ek Paulus was, sou ek geskryf het, iemand wat aan Christus behoort 'n nuwe mens te wees, maar Paulus het vertroue gehad. Iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Vers 18. Dit alles is die werk van God. Wat is dit waarmee God besig is? Wat is die werk van God? Die oue is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen. Hoekom moes ons met Christus versoen word? Want sonde. Dit alles is waar hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toe vertrou. Ons werk saam met God of ons werk teen God. Wat is dit wat God aan ons toevertrou het? Wat se werk? Die werk van versoening. In die eerste plek versoening met God tussen die mens. Maar die enigste manier hoe ons die werk van versoening tussen mens en God kan uitleef, is as ons die natuur van versoening uitleef. Dit gaan later sin maak. Vers 19, die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het. Kom ons connect the dots. Die Here gee vir ons die bediening van versoening, of die boodskap. Wat is die boodskap van versoening? Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mens hulle oortredinge nie toereken nie. Jy sien, meeste van die tyd, wanneer sonde aan iemand toegereken is dit ons wat dit doen. Maar die boodskap van versoening bestaan waarin? Dat God die mens versoen het, hoe? Deur nie hulle oortredinge aan hulle toe te reken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. So, waarmee is God besig? Ons sien in Genesis 3 die gebroke verhouding, die verhouding wat verlore is. Ons sien in 2 Korintiërs 5 vers 14 dat dit wat hy nou meer besig is en wat ons besig is driven by love. For Christ's love compels us. Vers 17 van 2 Korintiërs 5 sê dis 'n nuwe skep, 'n new creation, 'n nuwe mens. En dan vers 18 tot 19 werk ons saam met God vir versoening. So as ek dit kan opsom in een sin, wat is God se werk? Dit is versoening. Kan ek dit maar in Engels sê? It's recreation. It's reconciliation driven by love, manifest through a new creation. Dit is waarmee God besig is en waarmee ons besig moet wees. Reconciliation driven by love, manifest through a new creation. So weer die vraag, werk ons saam met of werk ons teen God? Want daai 3 is een. Dis die werk. We can be driven by love. We can be a new creation. But if it's not about reconciliation, dan werk ons teen God. Ons kan werk vir versoening,
En ons kan 'n nuwe skepping wees, maar if it's not compelled by love, it's not working with God. En as dit nie deur die nuwe mens is nie, is dit nie saam met God nie. So ek gaan vanoggend opbreek in die twee gedeeltes dan. Hoe lyk dit as ons teen God werk en hoe lyk dit as ons saam met God werk? Teen God. Ek gaan 'n stelling maak en dit gaan nie mooi klink nie. Of dit gaan nie, ek wil nie sê rof nie, maar dit gaan klink asof dit dalk nie reg is nie. Maar ons gaan later sien hoe waar dit eintlik is. En dis wat dit scary maak. Anything that represents or displays signs of broken relationship is working against God. Ek gaan dit weer sê. Enige iets wat wys of aan vashou of uitbeeld tekens van gebroke verhoudings binne in ons, julle verstaan daai konsep, is om teen God te werk. Hoekom? Want God se werk is versoening. Eerstens tussen die mens en God. En dan het hy vir ons daai boodskap gegee. Maar hoe kan ons daai boodskap uitleef van versoening tussen mens en God as ons die mense is wat gebroke verhoudings uitbeeld? Hoe kan ek vir jou die boodskap van versoening tussen jou en God voortgee if I in my own life harbor broken relationships? Dit kom neer op die gedeelte wat sê om die plank, you can't take the speckle out of your brother's eye if you can't see the plank in your own eye. Anything that represents or displays signs of broken relationship is working against God. Want om teen God te werk is, en dink net by jouself terwyl ek dit goed noem, of jy dit kan sien. Om teen God te werk is iets wat die kerk ongeloofwaardig laat lyk. It's something that makes the church seem unbelievable. Om teen God te werk is daai iets wat mense wegdraai van die kerk af. Wat mense wegstoot van kerk af. En as ek praat van kerk, praat ek nie net van die kerk nie. Ek praat van ons as kerk, as die liggaam. Maar verseker ook ons as gemeente, as kerk. Want ons as liggaam maak die gemeente. Julle weet dit. It's something that turns people away from church. Dis iets wat maak dat die mense dink dat die kerk fake is. Dis iets wat maak dat in die oë van die wêreld die kerk eintlik maar net 'n grap is. Nou daai 4 goed. Die kerk is ongeloofwaardig. Mense is eintlik weggestoot van die kerk af. Die kerk kom voor as fake. En die kerk is eintlik 'n grap in die oë van die wêreld. As ons eerlik moet wees, kan ons sê dat dit is wat aangaan? Is dit nie iets wat ek opgemaak het, wat ek uit my duim uitgesuig het, of is dit iets wat in die wêreld tans besig is om te gebeur? En die hartseer is, dis nie net iets wat tans gebeur nie, dis iets wat van Jesus se tyd af gebeur. Beteken dit dat daar geen hoop is nie, omdat dit al vir so lank gebeur? Nee. Want dan sou ons nie Christene gewees het nie, as daar nie hoop was nie. So wat is hierdie iets? Wat is daai something? Wat is hierdie iets wat maak dat die kerk 'n grap is? Wat is die iets wat maak dat in die oë van die wêreld die kerk fake is? En as ek dit noem, is ek amper seker dadelik kan dink aan 'n paar voorbeelde. Maar dit is gebroke verhoudings.
Ek kom in die kerk, ek ken nie die Here nie, ek ken nie die kerk nie, maar op 'n manier, deur die werk van die Heilige Gees het ek deur daai deure ingestap. En ek kom in die kerk and I observe. En ek hoor hoe mense praat. En ongelukkig hoor ek hoe mense van mense praat. En wat is dit wat ek gaan hoor? Wat is dit wat ek gaan hoor? Will I hear tales of restoration, van versoening, van mense wat by mekaar is en wil wees en mekaar ondersteun? Of gaan ek stories hoor van, het jy gesien, Susan is weer in die kerk, verlede naweek. Daar sit so en so, ek gaan in hierdie blok sit, want en so kan ek aangaan, en so kan ek aangaan. En ons, ek wil amper sê, we've become conditioned to it. Dis maar net iets wat gebeur. Dis maar deel van die kerk. Die hartseer is, ja, dit is. En as ek sê die kerk, praat ek nie van die kerk nie. Ek sluit die kerk in, ongelukkig. Maar ek praat van die kerk oor die hele wêreld. Is mense wat mense nie kan verdra nie. Is mense wat mense wegstoot in die kerk. En as dit in die kerk gebeur, wil ek nie weet hoe gereeld dit by die kerk gebeur nie. Christene. Daai iets wat maak dat die kerk 'n grap is die uitbeelding van gebroke verhoudings, stikkende verhoudings, verdeeldheid tussen mense, verdeeldheid tussen gemeentes, verdeeldheid tussen church members, verdeeldheid tussen denominasies, verdeeldheid tussen predikante en pastore en dominees en priesters. Wat dink jy probeer die duiwel doen? Wat dink jy wil die duiwel wegvat? Is unity, en ons praat daaroor, en ons preek daaroor, en ons doen seminare daaroor. En ons raak opgewonde, en ja, ons gaan hierdie ding in eenheid doen. En as ons praat van unity, dan dink ons gewoonlik aan een visie of een missie. Wat wonderlik is, want dit gee vir ons purpose en dit gee vir ons drive. Maar dit help nie ons beweeg aan na een vision en die groter prentjie nie, maar hierso in die klein prentjie, by my huis, tussen mense, as ek van mense praat, is daar stikkendheid. Is daar verdeeldheid. In huwelike, in families. Wie van julle weet, kom ek vra net hierdie een vraag. Ons weet, dalk weet jy nie, as jy dit nie geweet het nie, gaan jy nou weet, dat die huwelik is a direct representation of the relationship that Jesus has with us as believers. Ek gaan weer sê, die huwelik is a direct representation of the relationship that Jesus has with us as believers. In sy eie woorde is Jesus die bruidegom en ons is die bruid. Alright. So as die duiwel dit kan regkry, dat families, dat daar nie eenheid in families is nie, wat breek hy eintlik? Hy breek die beeld van 'n drie-enige God en sy mense. En nou wil ek 'n vraag vra. En ek wil vra jy moet eerlik wees en jou hand opsteek, sodat ons kan sien, hoeveel van julle of is deel van, of weet van, so as jy jou hand opsteek, is dit of jy of iemand wat jy ken, so dit maak nie saak, mense gaan nie dink, dis jy. Wie van julle is deel van, of weet van families, wat glad nie meer met mekaar praat nie?
Kyk bietjie rond, steek jou hand hoog op. Ek is ernstig, kyk rond. Dink julle dit is wat God envisioned het, toe hy ons 'n nuwe skepping gemaak het? En dis families, dis bloed. Dis nie vreemdelinge of vriende of mense wat ek eintlik op 'n manier sonder kan doen nie. En weet jy hoekom is dit scary? Want Jesus self het die teenoorgestel vir ons gebid. In Johannes 17. In sy laaste oomblikke hier op aarde bid Jesus in Johannes 17 en ek lees vir julle in die Amplified, julle kan saam volg. Vers 20 tot 21, hy sê, neither for these alone do I pray. Voor dit het Jesus vir sy disippels gebid, die mense in sy direkte sirkel. En dan gaan hy aan, hy sê, neither for these alone do I pray. Ander woorde, ek bid nie net vir my disippels nie. It is not for their sake only that I make this request, but also for all those who will ever come to believe in, to trust in, to cling to, and to rely on me through their word, die disciples, and teaching. In ander woorde, ons almal. Almal wat geraak is deur die woord van God. Wat is dit? Wat is Jesus se request? Wat is die een ding wat Jesus vir sy Vader vra as dit kom by ons? Vers 21 sê, that they all may be one. Wie is all? Almal in daai gemeente, almal in daai denominasie, almal in daai gedeelte van die dorp? Nee, that they all, almal wat glo. That they all may be one, just as you, Father, are in me and I in you. That they also may be one in us. Moet nog nie aangaan nie. That they all may be one in us. Dit is Jesus se request. Dis wat hy vir sy Vader vra, vir ons wat hy agterlos. Maar dan sy Heilige Gees gee om dit moontlik te maak. Want sonder die Heilige Gees, soos ek begin het, is niks van hierdie goed moontlik nie. Then it is a lost cause. Maar hy vra dit nie net omdat dit mooi is nie. Hy vra dit nie net omdat hy weet hoe dit voel om in eenheid te wandel nie. Hy vra dit nie net omdat dit 'n lekker idee is nie. Hy vra dit vir doel. En wat is daai doel? So that, jy kan aangaan, the world may believe. Hoekom is die vyand teen verhoudings? So that the world may not believe. Wat dink die wêreld van ons as kerk? Wat dink die wêreld van ons as Christene? Die wêreld lag vir ons. Want dit voel vir my die wêreld weet meer as wat ons weet. Hulle weet hoe dit veronderstel is om te lyk en hulle kyk na ons. En dit is nie 'n veroordelende boodskap nie, asseblief, want daar is hoop. Ek sê dit sodat ons die realiteit kan snap van wat besig is om te gebeur. So that the world may believe and be convinced that you have sent me. Hoekom eenheid? Sodat die wêreld kan glo. In ander woorde, wat gebeur wanneer die wêreld eenheid sien? Hulle glo. Hoekom? Want eenheid is nie 'n natuurlike konsep nie. Kan julle saamstem? Om een te wees is nie iets wat natuurlik gebeur nie. Dis iets waaraan ek moet werk. As eenheid natuurlik was, sou huwelike almal great gewees het. Maar dit is nie 'n natural occurrence nie, dis iets waaraan ons moet werk. Dis iets waarna toe ons moet strewe. In die eerste plek is dit iets wat ons moet wil hê. So that the world may believe and be convinced that you have sent me. Sien ons hoekom gebroke verhoudings eintlik is om teen God te werk.
Dit het begin met gebroke verhouding tussen mens en God in Genesis 3. En van daai oomblik af, van Genesis 3 af, is God has been at work to restore what has been lost. From that very moment. Alles wat God doen, alles wat in die geskiedenis van die Bybel gebeur, tot in Openbaring wat nog gaan kom, is daar hierdie thread of restoration wat God besig is om te doen. Want dit bly sy hart, eenheid. En in daai restoration en in daai eenheid word God verheerlik. Ek wil amper sê soos nooit tevore nie. Ja, God word verheerlik deur ons aanbidding en deur ons praise, maar dis iets wat ek as 'n individual vir God gee. Hoeveel te meer sal God verheerlik word wanneer die wêreld eenheid tussen ons, God se mense sien? In ons families, in ons werke, in ons gesinne, in ons gemeente. Ek gesels met iemand oor die naweek wat by 'n kerkding was en iemand kom en gesels met hulle en ek dink nie ons besef altyd wat ons sê en vir wie ons dit sê nie. Maar praat met die mens en sê en hulle wys en sê, sien julle daai mens? Ons het getrek en ons is op 'n nuwe plek, maar daai mense, hulle is en hulle vertel al die slegte stories van daai mens en al die slegte goed. En sien julle daai mense? Ons het dit en dit en dit gedoen en hulle dit gesê, maar eintlik is hulle, ken julle sulke stories? Wat is dit? Hoekom doen ons dit? Want dit is ons natuur. Ons natuur as fallen is om verdeeldheid te saai. So ek sê weer, if we as Christians are in any way reflecting or holding on to or harboring or on nurturing broken relationships, werk ons teen God. En dis waar dit moeilik raak. Daai mens wat jy nie kan of wil vergewe nie. Ons het al baie gehoor hoe jy jouself poison, maar jy werk teen God. En ons werk nie net teen God nie, ons werk teen alles wat God gekom het om te doen. We are in direct opposition to what Jesus came to accomplish. En dan doen ons dit nog in sy naam ook. So die vraag is nie of gebroke verhoudings bestaan nie. Die vraag is, wat doen ons wanneer dit bestaan? Ja, maar jy weet nie wat hulle gedoen het nie. Jy weet nie die slegte goed wat hulle van my gesê het nie. Jy weet nie hoe hulle my hanteer het nie. Die realiteit, kan ons saamstem, dit is wat gebeur. Ons weet nie. Ek gaan nie maak asof ek weet nie. Ek gaan nie maak asof die ander mens perfek is nie. Want dit is nie die wêreld waarin ons lewe nie. Jesus het dit geweet. Maar hy challenge ons met die volgende. En ons kom nou by hoe werk ons met God. Matteus 5 vers 23 tot 24 lees ek in die Message. Jesus se woorde. Obviously was dit nie sy direkte woorde nie, want die Message is vertaling en die vertaling is, maar julle verstaan die konsep. Dis wat Jesus gesê het. This is how I want you to conduct yourself in these matters. If you enter a place of worship. Okay, onthou ons het gesê, ja, maar ons weet nie. Jy weet nie wat hulle aan my gedoen het nie. Jy weet nie aan hoe sleg hulle my behandel het nie. Jy weet nie hoe sleg hulle van my gepraat het nie. Jy weet nie wat se verdeeldheid hulle gesaai het van hulle kant af nie. Hulle het ingekom en hulle dit gedoen en dit gedoen en dit gedoen en dit is nie reg nie. En jy kan nie verwag dat ek Ons hoor wat sê Jesus. If you enter a place of worship and about to make an offering. Nou,
hierso het Jesus spesifiek van die offer gepraat wat ons bring. Maar ons verstaan ook dat, en ons het al baie gesê, ons worship en ons aanbidding is 'n offer vir God. So sien julle, dit is ook 'n offer. Julle weet en julle verstaan ook dat ons lewens 'n offer vir God is. Offer yourself a living sacrifice. So daai offer is nie net die offer wat ons bring of die geld wat ons gee nie, dit is 'n offer. If you enter your place of worship and about to make an offering, luister mooi, you suddenly remember, what do you remember? A grudge. Maar dan gaan hy aan. A grudge a friend has against you. Abandon your offering. Leave immediately. Go to this friend and make things right. Jy sien, Jesus self sê dat ons die eerste stap moet neem. Maak nie saak wie verkeerd was nie. Inteendeel, Jesus hierso verwys na die innocent. If you remember a grudge that your friend has against you, moet ons die eerste stap neem. Hy sê, leave it, leave everything, abandon your offering. Make things right. Dan gaan hy sê, then, and only then, come back and work things out with God. Wat sê Jesus? En ek gaan paraphrase. Enige offer wat ons vir God bring, is meaningless if there's broken relationships behind that offer. Dit klink harsh, maar ek kan nie help dis wat Jesus gesê het nie. En ek kan nie help dis wat Jesus verwag nie. Then and only then come back and work things out with God. Don't work things out with God when you can't work things out with people. Nou, kom ons wees eerlik, bedoel dit dat elke verhouding moet herstel, elke verhouding weer dieselfde gaan wees soos wat dit was, dat ons weer beste maatjies gaan wees, en weer net, alles gaan net vrolik en laat die daar wees? Nee. It doesn't mean that everything will be as it was, maar dit beteken dat jy 'n gesindheid van versoening gewys het. Die natuur van versoening, die teenoorgestel van wat die wêreld sien en verwag. Dis wat jy van jou kant af kan doen. Ek gaan vir julle 'n vinnige video, of ek gaan nie wys nie, hulle gaan wys. Maar kom ons kyk die volgende video. Dit gaan oor 5 missionaries wat in die 50s, ja, dis oud, dis lank, wat in die 50s missionary trip ergens in Ecuador gedoen het. So ons praat van om 'n eerste stap te neem. If you know someone has a grudge against you, or if you know your friend has something against you, you make the first step. Kom ons kyk die volgende video. Even though iTech was officially founded in Central Florida in 1996, the idea first came to life in the same place where 5 young missionaries were killed deep in the Amazon. God began writing this story almost 70 years ago when he called my dad, Nate Saint, along with Jim Elliott, Ed McCulley, Roger Udarian, and Pete Fleming, all recently married and starting families, to take the gospel to unreached tribes in the Ecuadorian jungle. The Waodani were people characterized by violence. As the industries of the modern age clashed with the Stone Age peoples inhabiting the jungle, attacks on settlements were not uncommon. This violence was also common within the tribe, who were formerly known to the local Quichuas as Aucas or savages. With a homicide rate of nearly 60%, many in the Waodani tribe did not live to even the age of 30. In late 1955, the 5 missionaries began regular flights over Waodani territory, becoming the first Westerners to establish peaceful contact
with this tribe. After months of exchanging gifts with the Waodani, all 5 missionaries, including my dad, were killed at the end of Waodani spears. The event, which occurred on that small beach in the rainforests of Ecuador, has become one of the most widely known acts of martyrdom in the last century. That out of this apparent tragedy is coming a wonderful note of victory. To try to evaluate what these men have done in human terms is indeed difficult. To think of this martyrdom of 5 valiant men on a material basis is indeed absurd. It is on the high spiritual elevation of love of Christ and of His gospel, more than the love of self. To most people, the death of my dad, my hero, would seem to be a tragic end to the story. But God was only just beginning to write a story that would display boldness, sacrifice, and gospel transformation. The sacrifice and efforts of these 5 men laid a foundation which allowed Lisbeth Elliot, the wife of Jim Elliot, and my Aunt Rachel to live with the tribe. Through their work, a number of the tribe began to walk God's trail, leaving behind their violent ways and celebrating their new life following Wangungi's trail. The tribe became family, and Minkai, one of the men who speared my dad, adopted me as one of his own. Years later, 2 of the other men whose spears killed my dad baptized me in the same river where he died. Only God could write this story of relentless love and redemption. After Aunt Rachel died, the Kikitedi clan Dankie, julle of kom maar stop. Waodani asked that we move to the Ecuadorian jungle to live with Hierdie them. man se pa was During my doodgemaak. time amongst the tribe, I En die man wat hom doodgemaak het hom aangeneem as sy seun nadat die suster en die vrou van die mans teruggegaan het. Hoekom? Hoekom sou hulle teruggaan? Want hulle het iets verstaan van versoening. In die eerste plek tussen mens en God. Om saam met God te werk, dis hoe dit lyk en dis wat moontlik is. Om saam met God te werk is om die eerste stap te neem. Om saam met God te werk is om vrede te soek, voor ek 'n punt probeer bewys. Om saam met God te werk is om nederigheid te soek. Om saam met God te werk is om vergifnis te soek. En vergifnis te gee. Dalk van die moeilikste om saam met God te werk is to refuse bitterness. Wat so maklik ons hart donker maak. En om saam met God te werk is om eenheid te pursue. Nou, dis hier in my boodskap wat ek vir julle voorbeelde wou genoem het. En ek het gedink aan baie voorbeelde en terwyl ek dink, besef ek dat die Here is die een wat laat groei. So ek vertrou regtig dat God deur sy Gees aan ons almal sal openbaar elke gebroke verhouding wat ek kan vashou. Al het ek vergewe, is die vraag, hoe lyk daai verhouding van jou kant af? Because yes, it takes 2 to make a relationship. En dis ook realiteit, is ons gaan nie altyd mense kry wat receptive is teenoor versoening nie. But from my side, van my kant af, as Christen. Van die tuin van Eden tot die kruis van Jesus Christus, is God besig om te herstel dit wat verlore is deur sonde. So die vraag is nie of
versoening vir God belangrik is nie. Die vraag is, gaan ek saam met God werk om hierdie versoening te bewerk? Tussen mense en God, maar ook in my eie lewe. Tussen die mense om my en myself. So ek wou 'n uitnodiging gemaak het, maar ek besef elke liewe mens is, as ek die Here vertrou, dan moet ek vertrou dat die Here besig is om met mense te praat. En in jou hart vir jou te wys. As daar nie gebroke verhoudings is nie, moenie iets probeer soek nie. Maar as dit vir jou applicable is, vertrou ek regtig die Here sal vir jou wys waar jy moet gaan regmaak. You make the first step and then come back and bring your offer to God. So ek gaan vir ons almal 'n gebed doen. En voor ek 'n gebed doen, wil ek net hierdie een vraag vra, hierdie vraag. Gaan ons saam met God werk? Of sal ons aanhou om die verdeeldheid sal ons aanhou om die verdeeldheid te verdedig en te justify wat in ons harte is? It's up to you. It's up to me. Ek glo ons weet wat om te doen. So Here, ek bid vir oggend dat U deur U Gees waarheid sal openbaar aan elke liewe mens. Here, en ek dank U dat U dit deur U Gees doen, want U sal dit in die mees perfekte vorm van liefde doen. En nie van veroordeling nie. Maar Here, ek bid dat U deur U Gees mense sal laat sien, sal laat verstaan die rol van gebrokenheid en die gevaar daarvan. Here, ek bid ook dat U vir ons sal uitwys daar waar ons van ons kant af moet regmaak. En ja, dit is scary, want wat as ek reject word? Wat as there's so many what ifs. Maar Here, ek dank U dat maak nie saak na wie toe ons gaan nie, ons kom altyd terug na U toe. En U sal ons vashou in die palm van U hand. En daar waar ek die eerste stap neem om versoening te bewerk en herstel te bring, Here, ek weet U woord sê, ons kom terug na God toe, wat met oop arms voor ons staan. So Here, ek bid dat ons sal, as U kinders, as U representatives, herstel sal gaan soek en pursue van verhoudings in ons lewens, dit wat U vir ons wys. Here, al is dit net in hierdie klein gemeente, al is dit net in hierdie klein plekkie van Suid-Afrika in Kimberley, al is dit net 1 of 2 mense, maar Here, dat dit in daai 1 of 2 mense sal uitsprei. En dat ons ook sal kan sien en sê, only God can make possible what we thought was impossible. Here, ek bid ook dat U ons sal verras met dit wat kom van ons wat die eerste stap neem. That you will exceed our expectations, en dalk is daar mense wat vanoggend hier sit en wat weet met wie hulle moet gaan gesels of weet waar hulle moet regmaak. Here, ek bid ook dat U vir ons prakties sal wys hoe om dit te doen. Maar Here, dat as daar iemand is wat sit en verwag dat niks daarvan sal kom nie, that you will exceed the expectations. Dat ons herstel sal sien, nie net in ons lewens nie, nie net in verhoudings nie, maar Here, hoe die wêreld die kerk sien. En dat ons saam met U sal werk en nie teen U nie. En dat ons sal weet hoe belangrik dit is. So ons eer U daarvoor en ons dankie vir U waarheid en U goedheid en U liefde.
En ons verklaar vanoggend, Here, ons wil saam met U werk en nie teen U nie. Ons wil nie meer justify die gebroke verhoudings wat ons in ons lewens aan vashou nie. We want to see restoration and reconciliation. En dit bid ons in die naam van Jesus Christus. En ons vertrou vir die uitkoms daarvan. Deur die wonderlike liefde bid ons dit in Jesus naam. Amen. Amen. Dankie julle. Geseënde week wat voorlê. En as die Here vanoggend vir jou uitgewys het, wees gehoorsaam. Because obedience is better than any sacrifice. Amen. Wees geseënd.